Goeienaand en baie welkom by Vanaand se Woord. Dit is ook my voorreg vanaand om hierdie woord met julle te deel. Dit is dondergaand, dit is lekker koud. Ja, ons is amper hier in die middel van die winter, maar ja, die Here is getrou. Hy daag nog steeds elke dag in elke situasie op en ja, hy spreekwoordelik hou ons warm. Kom ons sluit ons oë. Abba Vader, dankie vir die geleentheid en die voorreg wat ons het vanaand net om stil te kan word voor U, Here. Dankie dat ons U kan erken as God en Koning, Here. Dankie vir hierdie woord vanaand, Here. Dankie vir die voorreg wat ek het om dit te kan ook hierdie woord te kan bring, Here. En ek bid dat U hierdie saad in ons harte sal saai en dat U op U tyd vrugbare saad en vrugbare grond sal dit opkom. In Jesus naam. Amen. Amen. So vanaand praat ons oor 3 woordjies. Ja, dis 'n bietjie van 'n, ek wil amper sê, kontroversiële onderwerp. Vanaand praat ons oor check jou hart. Nou, ek het hierdie woorde die afgelope ruk baie gehoor in baie kontekste en ja, dit het my laat wonder, wanneer gaan ek en jy, of wanneer besef ek en jy as 'n Christen, ons moet ons harte check en seker maak dat dit wat hier binne is, actually van die Here af is en dit wat ons moet doen. Nou die teksvers wat ons lees vanaand is Spreuke 4 vers 23 en daar staan: bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Nou, ek en jy lewe in 'n tyd van baie gereelde check-ins op baie verskillende vlakke. Ons check ons bankbalans, ons kyk, as jy nou ouer word soos ek, dan check jy jou bloeddruk, ons check ons fone, ons check WhatsApp status updates, e-mails, WhatsApp boodskappe, ons kyk sosiale media en partykeer daar's mense wat actually addicted tot dit is en actually dit elke paar minute moet doen. Ons check die weer, veral as dit winter is en ons moet in die oggend opstaan en beplan wat jy moet aantrek en ons check die nuus, ons check die verkeer werk toe. Maar wanneer laas het ons fisies ons geestelike hart gecheck? Nou, soos ek nou gesê het, ons praat nie van ons fisiese hart nie. En ons fisiese hart is belangrik, want hierdie tieker is tog wat ons aan die lewe hou. Maar vanaand praat ons spesifiek oor die geestelike, die dieper hart, waarvan die Bybel praat. Nou, die hart is die sentrum van jou wil, jou begeertes, jou loyaliteit. En dis die plek waar jy besluit wie jy werklik is, wanneer niemand kyk nie. Daar is nog 'n skerie in, nee. En vanaand gaan ons nog 'n eerlike hart ondersoek doen. Nou, om te begin met die begin is, moet ons onsself eers vra, hoekom die hart? Nou, die Bybel gebruik die woord die hart, of hy verwys na die hart toe, meer as 800 keer. En dis nie toevallig nie, want God is nie geïnteresseerd in wat jy doen nie. Hy is geïnteresseerd in waar dit vandaan kom. Nou, Jesus het dit baie reguit gestel in Matteus 15, vers 18 en 19, daar staan, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is wat die mens onrein maak, want uit die hart kom slegte gedagtes, moord, egbreek, hoedery, diefstal, valse getuienis en lastering. So sien jy, die hart is die bron, die hart is die fontein, en as 'n fontein vuil is die water wat daar uitvloei ook vuil. Maak nie saak hoe mooi die kraan is of lyk nie, en maak nie saak hoe skoon die kraan aan die buitekant is nie. Jy kan jou buitekant, jy kan hierdie alles opknap, jy kan die regte woorde sê, jy kan die regte klere dra, jy kan na die regte kerk toe gaan. Maar God sê vir Samuel in 1 Samuel 16 vers 7, die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die hart. Nogal, ja. So waarteen moet ons waak? Spreuke 4 vers 23 sê, ons moet ons hart bewaak, of terwyl beskerm, ons moet ons hart beskerm, want dit impliseer, by implikasie beteken dit, daar is gevare, daar is dinge wat wil inkom, wat daar nie hoort nie. Om 'n paar te noem, bitterheid. Nou, bitterheid is nogal 'n groot wortel in ons samelewing, hierdie afgelope tyd. Hebreërs 12 vers 15 waarsku teen die wortel van bitterheid, wat opskiet en baie mense besoedel. Bitterheid begin klein, het begin met 'n onreg, het begin met 'n teleurstelling, het begin met 'n wond wat nie genees het nie. Maar as jy dit koester, as jy dit gaan oppas, as jy dit gaan kos gee, as jy dit gaan warm hou, gaan dit groei. En dan gaan dit jou gebed vergiftig, dit gaan jou verhoudings vergiftig, dit gaan jou vreugde vergiftig. Check jou hart, is daar iemand wat jy nog nie vergewe het nie?
En nog een van hierdie dinge is trots. In Spreuke 16 vers 18 sê, trotsheid kom voor die ondergang en hoogmoed kom voor die val. Nou trots maak dat ons dink, ons nie God se genade nodig het nie. Ek gaan dit nou weer sê. Trots maak dat ons dink, ons het nie God se genade nodig nie. Trots maak dat ons op ander neerkyk. Dit maak dat ons eie mening, die eie ek, my mening, bo God se woord verhef. Nou check jou hart. Dink jy in stilte dalk dat jy beter is as iemand anders? Nog een is begeerlikheid, en hier praat ek nie net van seksuele begeerlikheid nie, maar ook na enige onbehoorlike hinkering. 'n Hinkering na mag, 'n hinkering na geld, 'n hinkering na erkenning, na iets wat iemand anders het wat jy graag wil hê. En in Jakobus 1 vers 14 tot 15 sê dit, begeerlikheid, as dit bevrug word, baar sonde, en sonde baar die dood. Check jou hart. Waarna hinker jy wat jou van God af weggelei het? Vrees en angs. Nou, 2 Timoteus 1 vers 7 sê, God het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Nou tog, laat ons partykeer toe dat vrees ons harte regeer, nie? Dink maar net, vrees vir die toekoms, vrees vir mislukking, vrees vir mense. Check jou hart. Wat beheer jou meer? Vrees of geloof? Nou, die volgende natuurlike vraag wat uit al hierdie goedheid vloei is, hallo, hoe check ek my hart? En hoe doen mense dit prakties? Hoe check jy jou hart prakties? Nou, die eerste stap is om die Heilige Gees te vra, om in te kom en ondersoek in jou te kom instel. Nou, Dawid het gebid in Psalm 139 vers 23, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Nou hierdie gebed van Dawid is 'n baie spesifieke gebed vir oorgawe, want hier sê ek vir die Here, Here, ek wil nie myself mislei nie. Ek wil nie myself mislei nie. Wys my wat ek nie wil sien nie. Wys my wat ek kies om nie te sien nie. Wys my wat ek nie wil sien nie. Die tweede stap is, ons het nodig om eerlik te wees met onsself. Nou, daar's 'n baie ferm waarskuwing in Jeremia 17 vers 9 wat sê, die hart is bedriegliker as enige iets en is ongeneeslik. Wie kan dit ken? Ons is so geneig om ons eie motiewe of idees te regverdig, om te sê, ek is nie kwaad nie, ek is net ontsteld, of ek is nie jaloers nie, ek is net besorg. Ons moet nie ons sonde 'n mooier naam gee nie, ons moet dit noem wat dit is, ons moet eerlik wees met onsself en dit voor die Here lê. En die derde stap natuurlik is om dit na die kruis te bring. Nou, die goeie nuus vir my en vir jou is natuurlik, Jesus het nie gekom vir mense met skoon harte nie, maar hy het gekom vir siekes. Hy het gekom vir mense wat hom nodig het, en ons lees dit in Markus 2 vers 17, want wat jy ook al ontdek in jou hart, dit kan jy na hom toe bring. Hoe awesome is dit nie? 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om die sondes te vergewe en ons alle ongeregtighede te reinig. Ons moet nie ons sondes wegsteek nie, ons moet dit nie probeer uitredeneer of rasionaliseer nie, ons moet dit bely, sodat ons sy vergifnis kan ontvang. En dan die vierde gedeelte is 'n nuwe hart. Nou, die beste nuus van alles is, die beste nuus is, ons kan God net vra om ons ou hart skoon te maak. En hy kan dit doen. Maar hy beloof ons om 'n nuwe hart vir ons te gee. Jesegiel 36 vers 26 sê, ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. Nou, hierdie is nie 'n DIY selfverbeteringsprojek nie. Hierdie is actually a massive miracle. Dis 'n groot wonderwerk. Want God neem die harde, hy neem die hardkoppige, die harde hart, die hardkoppige kop, die selfgesentreerde hart, en hy vervang dit met een wat sag is vir sy stem. Een wat klop met liefde vir hom en vir ander. Hy vervang dit met 'n hart wat klop vir liefde vir hom en vir ander. Nou, ek en jy het nodig om onsself te vra vanaand, het ek al daai hart ontvang? En as ek onseker is, kan vandag beslis die dag wees.
check jou hart. En ek wil afsluit met 'n uitdaging. Hierdie week, nie net vandag nie, maar ook elke dag in die week wat kom. Neem 5 minute en doen 'n hartcheck. Check net in, sit stil. Vra die Here, Here, wat is in my hart wat nie daar hoort nie? En wat is daar wat ontbreek uit my hart uit? Skryf dit neer. Bely dit voor hom. Laat hom toe om te werk. Want ons lewens vloei uit ons harte uit. En as ons harte reg is, sal ons lewens volg. Mag die Here ons regtig help. Mag die Here ons regtig help om waaksame bewaarders van ons harte te wees. Nie in selfregverdiging nie, maar in afhanklikheid, in diepe afhanklikheid van sy groot genade. Ek gaan dit net weer sê. Mag ons Vader ons regtig help om waaksame bewaarders van ons harte te wees. Mag ons nie in selfregverdiging staan of leef nie, maar mag ons leef in afhanklikheid van sy genade. Ek gaan nie vanaand afsluit met gebed nie, want ek wil hê, daar waar jy nou is, maak jou oë toe en bid regtig en vra, Here, check my hart. Wys vir my waar ek tekort kom, sodat ek daaraan kan werk. Ek bid dat julle 'n geseënde aand en naweek hê. Bly warm. Tot volgende keer. Totsiens.